met die wat ons nou Moedersdag vier, maar ons 'n spesiale dag. Nee? Ons 'n spesiale dag. Nou ja, dan moet ons Spreuke 31 lees. En ek weet, daar gaan nou sommige mense wat sê, ag nee, net lees Spreuke 31 nie. Want dit skep so 'n ideale persoon. So 'n perfekte persoon. Mama sê net, ek kan nie daarmee uitkom nie. Ek kry nie reg om te doen wat hierdie vrou doen in Spreuke 31. Ek is nie 'n Spreuke 31 mama. Nou ek wil vanmôre vir jou moed en praat. Moenie dat dit jou nou moedeloos hê nie. Kom ons lees net van vers 25. Nou kom ons fokus op 'n bietjie meer positiewe vir ons mamas vanmôre. Spreuke 31 daarvan af vers 25. Sterkte en eer is in haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom. Haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelike onderrig is op haar tong. Opmerksaam gaan sy werksaamhede aan haar van haar huis na, en die brood van lui uit eet sy nie. Haar seun stree op en noem haar gelukkig. Haar man ook en hy prys haar. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. 'n Vrou wat die Here vrees, moet geprys word. Hoor sê Paulus vir Timoteus, toe hy vir hom geskryf het daar in 2 Timoteus 1. Ek dank God wat ek vir my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink, terwyl ek verlang om jou te sien as ek aan jou dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. En as ek my herinner aan die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois en in jou moeder Eunice, en wat ek waarvan ek oortuig is, ook in jou is. Geloof in Timoteus wat hy geleer het by sy ouma en sy ma. Is dit nie opmerklik nie? Nie by die pa nie. By die ma. Kan jy vanmôre sien wat 'n geweldige verantwoordelikheid in die moeder in 'n huis om die geloof voor te sit in haar kinders en in haar kleinkinders, as jy kleinkinders het. Nog een versie wat ek met jou wil deel, Galasiërs 6 vers 9. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Daar is vrugte op jou arbeid, moeder. Daar is vrugte op jou werk wat jy insit in jou kind. Jy gaan die vrugte daarvan eet op een of ander stadium. Moedersdag kan maklik in 2 uiterstes hê. Dit word of te sentimenteel en soetsappig en onrealisties, of het raak pynlik vir die wat seer het in hierdie tydperk wat hulle is, deur verlies en teleurstellings en onvervulde verlange en drome. 2 uiterstes. Weet nie waar jy jouself bevind vanmôre nie. Maar neem die woord van die Here vanmôre vir jou sê, 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Ten spyte van, as jy nog steeds vanmôre kan vashou en sê, ek glo God. Ongeag van wat wie sê, ongeag van wat in die wêreld aangaan, ek glo God. Dan sê die Here vir ons vanmôre, sy moet geprys word. Die Bybel kies nie enige van die uiterstes nie. Net blaatant eerlik, wanneer dit kom by die gewone, volgehoue getrouheid wat geprys moet word. Is daar enige perfectioniste vanmôre in die huis? Enige perfectioniste? Vers 30. Bekoorlikheid is bedrieglik en skoonheid is nietig. 'n Vrou wat die Here vrees moet geprys word.
praat nie van perfectionisme nie. Jy mag dalk 'n perfectionist wees. Dit is reg. Ons wil dit nie afbreek nie. Maar as jy God vertrou in jou huis en dit so oordra aan jou kinders, moet jy geprys word. Praat nie van perfect wees nie. Praat nie van volmaaktheid nie. Praat nie van foutloos nie. Praat van iemand wat die Here vrees. Iemand wat aanhou om God te vertrou, ongeag van wat dit is. En dis 'n hart wat God raak sien. En dis 'n hart wat geëer moet word. Al is jy moeg, jou gesin moet versorg word. Dis herhaling, dieselfde ding oor en oor elke dag. Opofferings en opofferings wat in baie gevalle nie eens raak gesien word deur jou kinders nie. Jy dink hulle sien hierdie goed as vanselfsprekend, maar daar kom 'n dag wat 'n kind terugkyk en besef, my ma se rolmodel was goed. Sy was nie perfek nie, maar sy was my 'n goeie rolmodel van stabiliteit in ons huis. God sien dit raak. En kyk na die getrouheid. En die alledaagse, hoor wat Jesus self gesê het, mooi so goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Jesus se woorde. God let op getrouheid, in die kleine en in die geringe. Mooi so, goeie en getroue diensknegt. En daardie geloof word oorgedra. Kinders sien dit. Hulle neem dit waar. Mag dalk nie onmiddellik dit erken nie. Maar hulle sien dit. En dit vryf af op een of ander manier in hulle lewens. Dat hulle bly, maar my ma se rolmodel was vir my goed gewees. My ma se voorbeeld was vir my goed gewees. En ek weet vanmôre as hier dalk iemand wat so sit wat sê, ek het nie 'n goeie rolmodel ma gehad nie. Wie is jy dan die rolmodel vir jou kinders vorentoe? Paulus praat van Timoteus se ouma en sy ma wat geloof gehad het en ook nou in hom is. Dit het afgevry van Timoteus. Paulus het dit raak gesien. Hier is 'n geloof van hierdie jong mannetjie. Waar kom dit vandaan? Ouma, ma, hulle het die voorbeeld gestel. Hulle het die pad gestap. En daar was geen toekennings vir daai ouma en ma gewees nie. Nie wat hulle oor 'n verhoog gestap het en 'n trofee gekry het of 'n sertifikaat of iets van die aard gekry het. Geen erkenning gewees vir hulle nie. Hulle het nie Moedersdag gehad soos wat ons vandag het nie. Wat ons mammas kan sê, dankie vir julle. Dankie vir julle toewyding. Geen dramatiese oomblikke gewees nie. Daar was geen drumroll gewees en sê, draai, kom mamma, ouma Lois, kom ons geef haar aan het klap. Hier kom mamma Judas, kom ons geef haar aan het klap, sy het vir Timoteus mooi groot gemaak. Niks daarvan nie. Maar die loon kom, want ons eendag in die Here se teenwoordigheid gaan wees. Dalk nie nou nie. Dalk kry jy nie jou loon nou nie, maar dit gaan een of ander tyd, gaan dit vir jou 'n realiteit word. Die getroue oordra van geloof met verloop van tyd. Soos byvoorbeeld om jou kind na Jesus toe te lei. Wat 'n voorreg vir 'n ma om haar kind na Jesus toe te lei. Te leer om Jesus lief te hê. Ja, die pa het ook 'n rol. Maar wat 'n voorreg vir 'n ma om dit te kan doen. Van Jesus te vertel. Haar kind leer bid. Kry hom in die gewoonte, hom en haar, in die gewoonte, voor jy vanaand gaan slaap. Dat jy met Jesus gesels. Dat jy jou Bybel leer lees. Om 'n kind te leer om self vas te hou aan God in spite van moeilike tye. En die kinders gaan nie in moeilike tye, veral wanneer dit eksamentyd is. Dan gaan dit rof. Nee, eksamentyd is rof. My kind, doen jy jou beste. En dan sal jy bid. Dat die Here vir jou sal wysheid gee wanneer jy gaan rekens skryf en wanneer jy eksamens skryf. En dis 'n ma wat daar is gewoonlik, meeste van die tyd.
God werk deur onvolmaakte mense. Nie perfekte mense nie. Ja, dat is perfect, is ons perfect nie. Maar God werk deur enige mens, onvolmaak, maak nie was af wie jy is en waar jy vandaan kom, wat jou geskiedenis is nie. God werk deur mamas wat God vertrou. Hy werk deur hulle. Mama maak foute. Gesinne is nie perfek nie. En tog werk God deur hulle op een of ander manier. Ons het maar dan 'n klompie voorbeelde wat in die Bybel vir ons opgeteken is. Hanna, Samuel se ma, jaar na jaar is sy tempel toe gegaan op die gebruikelike offers wat gebring moet word. En dan huil sy voor die Here voor die altaar vir 'n kind. Want om nie 'n kind te gehad het in daardie tyd, die was 'n vernedering gewees. Daardie vrouens was bespot gewees. En Hanna het elke jaar het sy gegaan en gaan bid. Totdat Elia raak gesien het. Gedink sy is dronk, want sy het net 'n prewel. Daar was nie meer woorde gewees om te bid nie. Maar gesê, ga huis toe, volgende jaar gaan jy 'n seun hê. En toe Samuel gebore. En sy het Samuel aan die Here gewy en het sy lewe lank in die tempel gewerk. As 'n seentjie, van 'n seentjie af. Wat 'n rolmodel, 'n ma wat vasgehou het aan God vir 'n kind. Rahab, 'n prostituut. Toe die spioene daar in Jerigo aankom om te kom verspied, het sy gesê, ek het geweet van die God van Israel. Ek het net nog nie geweet met hom te ontmoet nie. Maar hier is julle twee manne. En sy het hulle weggesteek. So die soldate hulle nie kon kry nie. En die volgende môre is hulle by die muur laat afsak. Met die belofte, wanneer ons hierdie stad tref, sal hierdie vrou na die huisgesin gespaar. En Rahab se nalatenskap is in die geslagregister van Christus opgeteken. Sy het God vertrou, die God van Israel, wat sy nooit eers geken het nie. Sy het gekies om hom te vertrou. Naomi, nog 'n voorbeeld. Leef in 'n vreemde land, haar man sterf. Haar twee seuns trou en hulle sterf. En ma en skoondogter kom as weduwees terug na hulle geboorteland. Met niks. Naomi stuur vir Rut om te gaan koring haar optel daar waar hulle geoes het. Want waar daar geoes word, dit wat val moet bly lê, hulle mag dit nie optel nie, sodat die mense wat dit niks het nie, kan dit kan optel. En Boas sien dit raak en hy sê, los ekstra daarvoor. En God het voorsien. En alhoewel het sy met meer teruggekom as wat sy gedink het sy kom. En Naomi het haar geprys. Want haar getrouheid is beloon. Het God geglo, God vertrou. Maria, die moeder van Jesus, as 'n jong meisie, moes sy hoor sy swanger. Wat 'n skande! En sy gesê, Here, ek is die diensmaagd van die Here, dat hy met my maak soos hy wil. En vroue gaan deur snaakse ervarings en belewennisse, word blootgestel aan snaakse goed, maar om God te bly vertrou ten spyte van die omstandighede. Dis maar 'n paar wat ons ek dink daar's baie ander voorbeelde. Om God te vertrou ten spyte van die omstandighede. God se planne hang nie af van menslike perfeksie nie. Maar van getrouheid. Om net getrou te wees. Jy hoef nie 'n perfekte ma te wees nie. Maar wees net bruikbaar in God se hande. Dat hy jou gebruik soos hy wil om jou kinders en jou kleinkinders en hulle wie om jou te leer om God lief te hê en om te vertrou met alles wat in jou is. En die bemoediging is, moenie moeg word om goed te doen nie. Want baie keer sê ma's, ek is nou moeg, want ek moet my klere optel en ek moet wasgoed was en kos kook en ek is nou moeg hiervoor. Ons verstaan. Maar gaan doen dit nogtans. Daarom kan my man. Moenie moeg word om goed te doen. Want daar is loon. Daar is loon vir getrouheid. Aanhou. Al sien niemand het raak nie. Al kry jy nie altyd die erkenning daarvoor nie. Ons sê vanmôre vir jou, al mamas vanmôre, ons erken jou, ons sien dit raak, dankie. Ek het dit namens jou kinders gesê. Hou net aan.
Nie omdat dit maklik is nie, maar omdat jy getrou is aan God. En dit is 'n woord vir almal van ons. Nie net vir die moeders nie. Ons is almal mentors vir iemand. Jy is 'n mentor vir iemand. Iewers. Iewers hou iemand jou dop. Iewers sien iemand jou raak. En nie almal wil altyd almal se voorbeelde navolg nie. Lewe so dat mense jou voorbeeld wil navolg. Dis 'n persoon met onverskrokke geloof in God. Ten spyte van wat om jou aangaan, ten spyte van jou omstandighede, ten spyte van toestande, net te sê, ek glo God. Ek sal op hom bly vertrou, ek gee nie om wat mense sê nie, maar ek sal op hom bly glo en vertrou. Onderwysers is gewoon die mees ondankbare werk wat daar is. Ek weet onderwysers word nog steeds verskriklik aangeval. Maar onderwysers is 'n baie ondankbare werk. Oumas. Erkenning aan oumas vanmôre. Die feit dat jy ouma sê dat jy iewers reg gekry om 'n kind groot te kry. Gaan nie oor verheerliking van mense vanmôre nie. Gaan net oor erkenning, sê dankie dat jy aanhou. Dankie dat jy volhou. Dankie dat jy bly glo en dat jy bly vertrou. En die feit dat jy hier is vanmôre sê vir my, jy glo God. Die feit dat jy hier is vanmôre sê net, ek het God nodig in hierdie tyd wat ons lewe. Ek het hom nodig. Hy soek nie perfeksie nie, hy soek net vertrou. Getrou maar die pad stap en wees jy die mentor vir wie jy ook al mentor kan wees. Wees jy hoef nie nodig op biologiese ma te wees, maar jy is iewers 'n mentor vir iemand. Getrouheid in die klein dingetjies. Bly dit getrou. Moenie moed opgee nie. Moenie moeg raak nie. Moenie moedeloos raak nie. Soos wat die Galasiërsbrief vir ons sê. Hou nie op om getrou te wees nie. Die wêreld vereer groot oomblikke. Gee Oscars vir hulpbronsterre. Gee erkennings vir sangers. Gee erkenning vir allerlei optredes en goed wat mense bereik het. En moeders kry die minste erkenning en die minste waardering vir die grootste rol wat daar te speel is in ons wêreld vandag. En daarom ons net hierdie oomblik vanmôre afsonder te sê, mamas, ons waardeer vir julle. Ons waardeer vir julle toewyding en julle getrouheid. Hy stille volharding. Hy stille vertroue wat jy nog steeds het om God te vertrou ten spyte van dit. Bly net hierdie pad stap. Moenie moeg raak. Ek weet as ons moedeloos raak, dan het ons gewoonlik iemand wat om ons is en ons het 'n ondersteuningsgroepe en steun op jou ondersteuningsgroep. Kry iemand om jou om jou te dra en saam met jou die pad te stap. Want ons kan nie alleen stap, ons het mekaar nodig. En dis hoe ons is. Ons stap saam met mekaar. Nou sê vanmôre, mamas, ons waardeer julle verskrik. Ons waardeer julle, wat julle gedoen het tot dusver toe en wat jy nog steeds besig is om te doen. Nie net jou eie kinders se lewe, kleinkinders se lewe nie, maar ander se lewens. Dankie. Dankie. Ons het Here nodig daarmee. Ons kan dit nie alleen doen nie. En dis waarom ons vanmôre dit ook gesing het. Ons het die hemelse Vader wat vir ons omgee en vir ons lief is. God is good. All the time. God is good. Ons gaan die laaste lied sing en ons gaan net daardeur ook vanmôre kom sê, Here, ons het nie nodig. Die genade is onbeskryflik groot en dankie daarvoor.